Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is deel van Lukas se werk om die betroubare weergawe van die Kersverhaal te vertel. Hy begin met 'n oom en 'n tannie, Sagaria en Elisabeth, wat 'n voorbeeld is van hoe gelowige behoort te lewe. Met 'n onberispelike geloof en 'n lang pad van gehoorsaamheid teenoor die Here se beloftes. En dan bring die engel die wonderlike nuus dat hulle na jare en op 'n vergevorderde ouderdom 'n seun gaan hê. Ons lees vanaf vers 11. 'n Engel van die Here het toe aan hom verskyn en aan die regterhand van die altaar vir die reukwerk gestaan. Sagaria was ontstel toe hom sien en vrees het hom oorval, maar die engel het vir hom gesê: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Johannes noem. Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef en baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Inderdaad, hy sal groot wees in die oë van die Here." Sagaria sê toe vir die engel: "Hoe sal ek dit weet? Want ek is al oud en my vrou is al op 'n vergevorderde leeftyd." Daarop antwoord die engel hom: "Ek is Gabriël wat in die teenwoordigheid van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie boodskap vir jou te bring. En ek sê vir jou, omdat jy my woorde wat op hulle vasgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie, sal jy stom wees. Jy sal nie kan praat tot op die dag waarop hierdie dinge gebeur." In Lukas 1 kry ons die verhaal van Sagaria, priester van God. Hy was getrou in sy diens en gehoorsaam in sy roeping. Hy en sy vrou Elisabeth was bekend vir hulle regverdige lewens, maar het een groot teleurstelling gehad. Hulle was kinderloos en op vergevorderde leeftyd het dit onmoontlik gelyk om ooit kinders te hê. Laat ons terugdink aan Abraham en Sara se verhaal. En wanneer Sagaria egter die voorreg kry om die tempel van die Here wierookoffer te bring, gebeur iets buitengewoon. Die engel Gabriël verskyn aan hom en bring die ongelooflike boodskap. Hy en Elisabeth sal 'n seun hê, Johannes, wat 'n groot profeet sal wees en die weg vir die Messias sal voorberei. Maar Sagaria se eerste reaksie is nie geloof nie. Dis twyfel. Hy vra: "Hoe kan ek hiervan seker wees? Ek is immers 'n ou man en my vrou," baie versigtig oor hoe hy dit sê, is op 'n vergevorderde leeftyd. En hierdie vraag is eerlik, menslik en vol twyfel. Hoe kan 'n man wat so getrou geleef het, twyfel wanneer hy direk van 'n engel hoor? En wat sê dit vir ons geloofslewe? Ons geloofsreis en gehoorsaamheid is ook nie sonder twyfel nie. Het is opvallend dat Sagaria, hoewel hy jare lank in gehoorsaamheid aan God gewandel het, steeds met twyfel reageer. Dit wys vir ons dat selfs die mees toegewyde gelowiges nie immuun is teen vrae en onsekerheid wat hierdie lewe vir ons bring nie. Ons dink soms dat geloof 'n perfekte, onwankelbare vertroue is, maar Sagaria se verhaal herinner ons daaraan dat twyfel deel is van ons geloofsreis. Dis moontlik om gehoorsaam te wees, om God te dien en tog oomblikke van onsekerheid te hê. Maar God is groter as ons twyfel. Sagaria se twyfel het nie God se plan gekeer nie. Gabriël antwoord hom met fermheid: "Ek is Gabriël, wat namens God praat, wat in die teenwoordigheid van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie nuus in jou te bring." Hierdie antwoord wys dat God nie afhanklik is van ons volmaakte geloof om sy werk te doen nie. God verstaan ons menslikheid, ons vrese en ons beperkte perspektief. Tog werk hy deur ons twyfel om sy beloftes waar te maak. As Sagaria se twyfel God nie kon keer nie, dan kan ons vertrou dat God ook deur ons onsekerhede sal werk. Ons geloof hoef nie altyd sterk en onwankelbaar te wees nie. Wel, dit is goeie nuus. En hoewel God se belofte aan Sagaria bly staan, kry hy 'n teken van die impak van sy twyfel. Hy word stom totdat die belofte vervul word. Dis nie 'n straf nie, maar eerder 'n geleentheid vir refleksie. As jy nie wil stil word nie, dan
dan help ons jou. In hierdie tyd van stilte moes Sagaria leer om sy twyfel in geloof te omskep. En hier is 'n les vir ons. Wanneer ons twyfel, gee God ons dikwels tyd om stil te word, stil te raak en sy stem te hoor. Dis in daardie stil oomblikke dat ons geloof kan groei en verdiep. Wat Sagaria ons leer is dat 'n lewe van gehoorsaamheid nie perfeksie vereis nie, maar volharding. Ons kan God dien terwyl ons vra het. Ons kan in gehoorsaamheid wandel terwyl ons nie al die antwoorde het nie. So Sagaria kan ons leer om ons twyfel aan God oor te gee en om toe te laat om deur ons onsekerhede te werk. Soos wat ons vandag voor Kerstyd in Advent staan en Kerstyd wat ons in is en Kersfees wat voor die deur is dalk baie vrae en onsekerhede wat ons mee sit. Ons gebeure is onseker. Ons gebeure nie altyd seker wat ons moet bid nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons voel ons is wankelbaar en ons vertroue is min. Maar in Sagaria en Elisabeth se storie help dit ons om te sien dat ten spyte van, dink aan die woorde van Habakuk, al sou die olyfoes misluk, al sou daar geen beeste in die krale wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dadelik kom die woorde van Habakuk by my op en sê, al sou die olyfoes misluk, al sou daar geen beeste wees nie, nogtans. Here, help ons om nogtans aan die hoop en die verwagting wat U vir ons gee in ons harte vas te hou. Help ons nogtans te fokus op dit wat U vir ons lewens wil doen. In Jesus naam. Amen.